wat jy mee praat, verwag geen verandering in rentekoerse donderdagmiddag nie. Sien, baie dankie. Kort en kragtig. Dit was Theo Forster van Galileo Capital. Onthou vir meer inligting oor alles waar ons hier gesels het, kan jy vir Theo op Twitter volg. Sy profiel is by Sakegesprek. Die Lomerang Queen's Plate is 'n jaarlikse glansgeleentheid by die Kenilworth renbaan. Dit lok nie net perde-entoesiaste nie, maar ook talle glanspersoonlikhede. Vanjaar het dit die 12de Januarie plaasgevind en ons kameraspan was natuurlik daar. My naam is Nina Malherbe. Ek werk saam met Petals Events. Ons het die hele plek opgestel, so alles wat jy sien, al die decor, deur Petals gedoen. Sedert 2003 het Lomerans het hulle hoofbord van die Queen's Plate. En die hele doel van die is om wyn en soos perdesies saam te bring. En het gaan alles, jy weet, dis om die atmosfeer te skep wat elegant is en weet baie stylish en ja, net so dat mense 'n pragtige dag het om te geniet met wyn en perde. Ek is 2012/13 se mevrou Suid-Afrika en dit is my eerste official event as Miss SA, so ek is baie opgewonde om hier te wees, nog vreemd, weet nie lekker wat gaan gebeur nie, maar ek is so opgewonde. Ek het betrokke geraak hierby omtrent so 4 jaar gelede, of dis die eerste keer wat ek eintlik nou die Lomerans Queen's Plate bygewoon het, maar mevrou Rupert en die hele span van sy het vir my gevra of ek 'n bietjie meer betrokke sal raak. Ek doen die Best Dressed Competition, daar's ek MC by Best Dressed en die Beste Hoed. So ek is nou 'n bietjie hierso socialise en baie mense en dit is lekker om 'n bietjie te kuier, maar dit is baie elegant, so kyk en sit tussendeer. Elke jaar is alles blou en wit, dis Lomerans se klere en dit is baie belangrik dat ons by die klere hou. Die klein bietjie wat ek weet van fashion is almal is mooi, veral die blou en wit is naby my hart, so 'n goeie dag vir ons en hooplik ons 'n bietjie geld wen op die perde. Die blauw en wit is 'n baie vars, fresh feeling. Dit is vir alles wat so warm is en ek sien almal in. Gewoonlik as dit net wit is, dan kan almal 'n bietjie wegraak, maar dit is iets vir almal om 'n bietjie meer individueel te kan iets aantrek. Dit is 'n stukkie blou of net wit. Ek dink dit is 'n great idee. Dit lyk baie mooi. Dit is lekker cool vandag. Ek dink dit is 'n perfekte dag vir wat ons hier voor is. Dit is die eerste jaar wat ek hier is, weet wat ek hier werk. Voorheen was ek altyd kom as 'n gas. En dis net vir my, weet, dis 'n lekker dag want die is so ongelooflik en fantasties en mense kom saam om iets te geniet en ek dink dit loop net elke jaar so goed af. Ja. In terme van fashion, ek dink dis altyd baie goeie jaar, want ook omdat dit blou en wit is, almal trek mooi aan en almal weet daar's 'n sekere tema en almal hou daarby. So dis nogal lekker om te sien die verskillende, hoe kan ek sê, interpretasies van blou en wit en mense doen dit fantasties. Ek het aan Gavin Raja rok. Die skoene is Brian Atwood, Amerikaanse designer, Italianer. En die juweliersware is alles myne. En ek voel great, ek het net hier aangekom, ek's baie gelukkig en opgewonde. My uitrusting is Stefanie Mollens. Sy's 'n fantastiese Suid-Afrikaanse en ook Afrikaanse designer. Sy's in Kloofstraat en sy het verlede jaar ook vir my 'n rok gemaak en toe het ek gesê hierdie jaar wil ek iets totaal anders hê. So verlede jaar het ons iets kort gedoen in wit en vanjaar is ek soos 'n meermin. So dis wat ek hoop. Meer met life, maar sy's fantasties en Enjoy Collection, hulle is ook Suid-Afrikaans en hulle doen die jewelry, so hulle het dit vir my gemaak en oorwelle, my hairstylist, haar is altyd baie belangrik, so jy sien ek het ek het baie blomme in en alles, daarso, so ek nou 'n bietjie gespeel, Stefanie het nou vir my dit gemaak en my hairstylist Sean, hy kyk altyd mooi na my. Ek is eintlik van Klaarstad, klein dorpie, maar ons het amazing talent daarso en een van die grootste designers in Suid-Afrika is Agnes is en haar boot is my hierdie design van mekaar geslaan nommer 99 en ek is net regtig blessed en meer exclusive, meer classy en ja, dan sien mense die moeite om op te dress en te pas by dit.
regering het planne aangekondig dat matrikulante volgende jaar op een sentrale plek vir verskeie tersiêre instellings aansoek kan doen vir studies in 2015. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding se waarnemende adjunkt-direkteur-generaal van Universiteitsopleiding, Dr. Diane Parker, sluit vanoggend by ons aan om hieroor te gesels. Good morning, Dr. Parker. Good morning. So, people might have heard about this, but they're not quite sure how it works yet. Could you quickly give us a brief outline of the practical implications of this? Okay. The Central Application Service, I think there are two things that we need to indicate about it. The one is we're in a planning phase for the long-term rollout of the Central Application Service for the post-school system. And what that will do will provide a process for would-be students coming out of schooling and other types of spaces into the post-school system at the beginning of the year. And the post-school system includes university